Groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dis Woensdag, dis tyd vir ons midweekdiens, met ander woorde Woensdag aanddiens. En ek is opgewonde. Is jy ook opgewonde tot eer van die Here? Kom ons hoor wat wil die Heilige Gees ons leer, lei en wat vertel hy vandag vir ons. Kom ons bid eers saam. Here, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor 'n opname nie. Dit gaan nie oor my gesiggiens nie. Dit gaan oor U alleen en die siel wat nou kyk. Dit gaan oor elkeen wat U nodig het nou. Vader, daarom bid ek vir siele, en ek bid dat U wil geskied. Ek bid vir die evangelie van waarheid wat moet uitgaan. Niks anders as slegs die waarheid nie, in Jesus naam, amen. Nou terwyl jy daar in jou voorkamer of binnekamer, waar jy ook al sit, en jy is besig om na die woord van die Here te wil luister, kan jy selfs 'n lekker beker koffie geniet. Dis tot eer van God. Maar, focus, luister, wat wil die Gees van God vir jou sê? Prys die Here. Die Here praat die laaste tyd met my, van Januarie praat die Here baie diep met my oor 'n sekere saak. En jy weet, die Here het in die laaste 7 jaar wat ons by hierdie gemeente is, het Vader God groot dinge gedoen. Here het herstel gebring, 'n familie geskep. Here het 'n plek geskep in sy huis, wat wonderlik is. 'n Mens dink maar net, weer eens Vader het in sy huis spesifiek hierdie liefde, hierdie grootheid en sy teenwoordigheid, soveel genesing in siele gebring, beantwoordinge gebed, en dis die plek waar ons volkom en gevoed word, en dis wonderlik. Maar intussen het God my ook baie geseën, en ons het half in 'n gemak partykeer dan gegaan. Jy het aanvaar, jy kan diesel ingooi, jy kan ry, kan plaasbesoeke, huisbesoeke doen, jy kan jou foon optel, jy kan afsprake maak, jy kan met mense werk, daar's tyd daarvoor. Vanaand slaap jy in 'n lekker warm bed, môreoggend staan jy op, jy vat 'n warm stort, jy begin weer die dag voluit, 4 uur begin ek te bid, en ek begin in te bid, en dis een met Jesus wat uitgaan, so dit raak 'n lekker routine, en ek weet wat ek weet wat is my adres, en dit is juist waar dit nou gaan, het ons God werklik lief. Raak 'n mens nie as jy in gemak ingaan, so gemaklik, dat jy nie later besef, maar eintlik is ek besig om die dinge te doen waarvoor ek lief is, of het ek God so lief dat ek doen wat God gelukkig gaan maak? Is ek daar op die plek in die lewe, dat ek ten alle tye kan sê, Here, ek is vir U lief, en die Here praat my van Januarie af, en die Here vra vir my, Sion, is jy vir my lief? Marius, is jy vir my lief? Ek sê, Here, ek is vir U lief. En ek skrik eintlik so effens, en ek besef, wat wil die Here eintlik nou sê? Hoekom vra die Here dit vir my? Here sê vir my, as jy werklik vir my so lief, dat jy alles sal prys gee, alles sal verkoop, en sal uitgaan, en vir my siele gaan wen. Met ander woorde, uit jou gemak uitkom, uit jou plek van rus en vrede uitkom, is jy bereid om alles op te offer, alles in jou huis byvoorbeeld op te offer, en is jy bereid om dit wat ek jou toelaat om nog by jou te hou, is jy bereid om dan te gaan, in die evangelie aan siele te verkondig, waar evangeliste nie uitkom, waar mense nie uitkom, en mense wat 'n uitroep het, mense wat 'n soeke het, wat sê, Here, asseblief, help my, maar daar kom nie 'n evangelist by hulle uit nie. En ek dink, Here, ja, ek sal dit doen, Here, ek sal dit doen. En later besef ek het baie vinnig ja gesê. Jy weet, jy stap deur jou huis, en jy kyk na alles, en jy dink, ek moet my kantoorprys gee, ek sal my rekenaarsprys gee, ek sal alles wat ek het moet prys gee. Ons gaan dalk net in 'n motorhome kan bly. En dink, Here, my werkswinkel, my houtwerk wat ek nog kan doen, en jy dink aan die gemaklike dinge, vriezer, Here, my vriezers, hoe gaan ons nou leef? En die Here antwoord my nie. 'n Tyd daarna vra die Here dieselfde vraag, en weer hierdie keer sê ek stadiger, ja Here, ek het U lief, Here, ek is lief vir U. En dan, kind van God, 2-3 dae later, vra die Here weer vir my, Marius, het jy my lief? Sion, het jy my lief? En hierdie keer voel ek soos Petrus wat wil huil. Ek sê, ja Here, ek het U lief. En die Here herinner my aan iets. Here sê vir my, nou dan moet jy alles verkoop. Raak ontslaaf van alles en volg my gees.
En saam met my gees gaan jy uit en jy bereik siele. Jy gaan meer siele bereik as jy uitbeweeg en jy begin doen wat ek vir jou sê. Word 'n evangelis weer wat voluit vir my werk dag en nag en nie in tyd gebonde is nie, nie in gemak gebonde is nie. En ek sê, Here, hierdie keer is dit vir my baie groot. Ek gaan dit net kan doen as U my lei en U help my. As U met my sal gaan, as U die voorsiening in my lewe ook sal gee. Maar ek gaan nie eers wag vir die voorsiening nie. Ek gaan nie eers wag vir iets anders nie. Ek gaan die opdrag eenvoudig blindelings volg en uitvoer, want ek onthou in die woord iets. Ek kon in die begin toe hy vir die disippels gesê het, moet geen reissak saamneem nie, geen ekstra stel klere, moet niks saamneem nie, maar gaan soos wat jy is. En as jy by 'n huis kom, nie van huis tot huis gaan nie, Matteus 10 en Lukas 10, bly in daardie huis. En op die einde, voor die kruisiging, toe vra hy weer vir die disippels, het julle iets gekort? Dan sê nee, Here, ons het alles gehad. U het altyd voorsien. En die Here sê ja, want die arbeider is sy loon werd. En ek dink, Here, U is my alles. U is my lewe, ek sal dit doen. Ek sal dit doen, want hierdie woord is vir my meer werd. Jesus kom en ons lees dit so maklik. Jy weet, jy lees dit maklik en jy sê, ja Here, ek is vir U lief. Jesus kom en hy vra vir Petrus in Johannes 21, hy sê, toe hulle klaar was en hulle het lekker visie geëet teen die see, loop hy met Petrus en hy sê van Petrus, het jy my waarlik lief? Ja, dat die Here moet vra, het jy my waarlik lief? Ja Here, ek het U lief, laat my lammes wei. Petrus, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Tweede keer, hy antwoord, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. En hy vra hom 'n derde maal, en dit is presies wat ek beleef het. En dan besef jy, hoe diep is dit? Hoe diep is hierdie opdrag? Want hoekom vra God dit 3 keer? 3 keer wat hy sê, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy om 'n derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord, Here, U weet alles. En dis presies wat ek ook moes sê, Here, U weet alles. Ek het gesê, Here, al blyk net onder 'n boom, sal ek steeds die evangelie van Christus verkondig. Hoekom vertel ek vir hierdie verhaal? Jesus kom in Matteus 19, en ek sien die prentjie, en ek wil hê saam met die prentjie in Matteus 19 sien, kom Jesus, en hy's 'n ryk man. 'n ryk man, let wel, so hy het alles gehad. Hy het dalk op 'n perd gesit, want hy's 'n ryk man. En hy kom tot by Jesus, hy kom aangery en hy sê, Here Jesus, wat moet ek doen om U te volg? En Jesus sê vir hom, jy moet die 10 gebooie nakom. Jy moet met ander woorde, hy sê, Here, maar ek doen dit reeds. So, die wet doen ek reeds, alles in die wet. Ek steel nie, ek roof nie, ek doen nie regte dinge, ek sien kwaad nie, ek loop nie rond nie, al hierdie goed, ek doen dit, dis in my terme. Jesus sê, nee, maar as een ding wat jy kort. Alles wat jou so in gemak sit, alles wat jy dink jy verdien, alles wat jy dink behoort aan jou, verkoop dit, gee die geld aan die armes, verkoop dit net eenvoudig. En dit was vir hom te veel, hy moes omdraai en teruggaan. Jesus sê inteendeel, in die aande weet ek nie eens waar ek slaap nie, dis die majesteit wat in 'n paleis of 'n gastehuis of hotel moes bly in die veld, ander kere by iemand waar hy tuis is, maar daar waar hy kom, moet hy soms 'n klip vat in die veld onder sy kop sit, en hy slaap daarop, of dit in koud is, maak nie saak nie, en of dit reën, maak nie saak nie, die evangelie moet uit. Kind van God, besef ek en jy die gemak waarin ons baie keer sit. Ons kla baie keer, as jy 'n kraan oopmaak, dan is nie water nie, as die geyser nie werk nie, as daar nie krag is nie, as daar gate in die paaie is, ons kla baie keer oor die patty goed in die lewe, en is huwelike, en is finansies, en is omstandighede. Ons sien baie keer die negatiewe prentjie so raak, dat ons nie besef die verlossing. Jesus is in ons, met ons, deur ons, en hy wil ons kragtig gebruik. Ek en jy moet bereid wees om dit te doen. Maar dis juist hierdie ding van, hoe sien ek die evangelie? Hoe wil ek dit hê? Hoe draai die woord, dat die woord by my moet pas? Watter preke hou ek van? En ek is baie keer Sondag nie lus om kerk toe te gaan nie. Weet jy hoe moes ek bely? Ek moes bely toe ek in die sondige wêreld was, vir die kere wat ek nie Sondag kerk toe gegaan het nie, wat die prediker dalk sy hoop op my gehad het, om net hierdie woord te kry wat die Heilige Gees gee, sodat ek tot diep ware bekering kon kom, en ek het nooit opgedaag nie. Ek was nie daar nie. Ek moes soveel keer bely, sê Here, jammer vir die kere, wat ek nie in die huis van die Here was nie. Here, vergewe my dit.
Hoeveel keer het predikers dalk daai verwagting gehad, dat ek sou opstaan en opdaag by die huis van die Here net iets sou doen? Daar was 'n leemte, want ek het nie opgedaag nie. Dit was lank terug, maar kind van God, ek was so groot sondaar, dat ek vandag nie anders kan, as om die evangelie vir almal te wil gee, die genade van Christus, die uitkomste, die verlossing, en dat die Here sê, moenie bekommerd wees nie, ek sal na jou kyk, daar sal 12 mandjies vol oorbly op die einde. My en jou berekening sê, as ons nie presies doen, wat ons geleer het om te doen, en dinge verrig, soos wat ons geleer het om te doen, gaan ons dit nie maak nie, maar God sê, nee, jy moet doen wat jy kan doen, maar jy, kind van God, kan nie suksesvol wees sonder God nie. Die suksesgedeelte, die voorspoedige gedeelte, die seëngedeelte, die genesing, die oorwinning, kan net God gee. Daarom, doen wat jy kan doen en doen dit voluit. Doen dit met verantwoordelikheid. Weereens, maar vlieg soos 'n arend. Kom in die hoogtes en hoe meer probleme daar is, hoe hoër kan ek in jou opstyg, want 'n arend styg op teen die strome. Raak 'n ware kind van God, dat almal kan sien, jy's daar in die hoogte. Hoe kom ek ook in daai hoogte, dat jy vir hulle verduidelik, hierdie probleme wat jou afdruk in die lewe, is omdat jy nie geloof het nie, omdat jy God nie vertrou nie, omdat jy staat maak op wat jy het, op die gemak. Gemak maak ons vet, lam, en gemak maak ons siek, terwyl, wanneer ons opdaag en ons begin doen, en ons doen wat die Gees van God ons in lei, die kragtige Gees van God, wat hy vir ons gee, wat in ons woon, daardie Gees, wat ons selfs laat opstaan, net soos Jesus opgestaan het, en daar is verrigting, dieselfde Gees wat orde oor die aarde geskep het, dis die Heilige Gees teenwoordigheid, in my en jou lewe. Staan op en maak 'n verskil. Ek het hierdeur iets baie weer geleer en diep geleer, dis nie wat ek het nie, dis die God wat ek dien, en dit gaan oor siele, dit gaan oor jou. Kry jou saak met God reg, moenie elke keer hardloop vir nuwe brood wat jy moet gryp, en eet, en jy's versadig tot die volgende brood kom nie. Begin leer ook om te plant, begin leer ook om dalk te maal, en self brood te maak, en brood uit te deel, evangelie uit te deel. Raak actief betrokke. God het 'n plan vir jou lewe. Ons is nie bedelaars wat die hele tyd soos 'n aasvol sit te kyk wat ons kan roof nie, maar soos arende wat opstyg in hierdie hoogtes in die grootheid van God ervaar, in die joy van die Here kan staan, en weet, jou God is waarlik met jou. Kind van God, hierdie woord, my getuienis, is net om jou te bemoedig. Dit gaan weer eens nie oor my nie, want die woord van God leer is nog iets. Hy leer is in 2 Korintiërs 4, dat niks gaan oor myself nie, want wat baat dit my tog? Dit gaan oor jou en die evangelie van die lewende ware God. Kom ons bid saam. Vader, elkeen wat na hierdie boodskap kyk, bid ek, dat hulle harte suiwer en rein sal wees, soos wat Dawid gebid het, in Psalm 51, laat die Heilige Gees my tog nie verlaat nie, laat ek die Heilige Gees tog net nie bedroef nie, laat ek tog net 'n suiwer en 'n rein hart sal hê. Dit bid ek vir elkeen toe, en ek bid dat elkeen sal opstaan en besef, die almag, die grootheid van U Here in elkeen se lewe, om nie te sit en passief te wag, en meer gemak en meer bevrediging te soek in die lewe nie, maar te begin uitdeel, te doen, om te gee, lief te hê, te bid vir siekes, en te sien hoe jy hulle genees, Here, die evangelie van lewe net uit te lewe, en wanneer daar probleme kom, styg ons op, ons daal nie, ons sak nie af nie, want ons is ware kinders van God. Amen, amen en amen. 'n Geseënde week verder vir jou, en Sondag in die huis van die Here, of op livestream, maar wees actief betrokke, en begin bid vir my, wat die evangelie deur die land moet verkondig, en in geloof gaan staan, want ek gaan net God vertrou. Wanneer jy hoor of sien, ek kom met my motorhome daar by jou verby, kontak my, ek sal by jou kom bedien, ander kere op my motorfiets, ek sal kom bedien, want dit gaan oor Jesus en oor jou. Dit gaan nie oor my gemak nie, dit gaan nie oor wat ek het nie, maar jou saak moet reg wees, jy moet kan moed hou, jy moet volhard in Jesus Christus. Geseënd is jy, tot eer van die Here.